Dankie. Sensible Fiks, kan ek vra die institusie Lara wat kom met al gesikkel het om deur te skryf. Kom ons sorteer die krisis uit dat ons op die pad vorentoe vinniger kan sit asseblief. Ek sien, ek weet, ek net die seker gemaak is mooi wakker daar. Goed, luister gou, dankie. Jy kan sien, lyk die van voor af. Ek staan hier en ek kyk so daar, en my geval ook van links na rechts, jou kant, jy gaan praat van rechts na links so deur. Nou is het voel my steeds so vervuld. Wat ook voorrecht om die voordele te kan staan en net die prachtige gezicht voor my te sien. Die kostbaarste in Suid-Afrika wat hier sit vanmorgen. Ons waar die volk, ons waar die gesin, ons waar die familie. En elke keer julle net baie welkom hier op hulle vanoggend. Ons kom ons begin die dag reg. Ons moet ook stil. Dus ja, die lewe is 'n gevoel. Dis hoor ook net nie stil te raak. En dan vra ek meneer Kriesfietseer, sy Jinkoop, is môre vir ons op hierdie dag op die regte wyse te kom begin. Dankie meneer Kries. Dankie dokter. Goeiemôre seuns en dogters, en ja, werklik. Dit is 'n voorreg om julle so te sien, en hier's gesiggies. En vanoggend, toe 3 dogters my kom groet, waar by my kantoor, en hulle sit net hier so, ek kyk af, en dankie dat julle kom groet het met 'n smile, en julle weet my kantoor is altyd oop, behalwe as jy weer dood, maar hy's altyd oop, en jy's altyd welkom om in te kom en te kom groet. Dit is vir my baie spesiaal. My tema vandag is iets baie mooi. En iets wat julle vanoggend al gedoen het, honderde van julle, en ek het daarna gekyk en so waardeer. Julle wonder nou, wat is dit? As 'n ander skool jou sien as 'n leerder, dan sien hy jou as 'n besigheid. En ek wil hê jy moet hoor. Jou glimlag is jou logo. Jou persoonlikheid is jou besigheid, dit wat jy doen. En dan die manier hoe jy ander mense laat voel, is jou handelsmerk. Dis wie jy is. Maar ek wil vandag met julle praat oor iets wat baie spesiaal is, en dit gaan oor jou glimlag. En hoor bietjie wat doen 'n glimlag. 'n Glimlag is baie goed vir jou. 'n Glimlag laat mense veilig voel. 'n Groet met 'n glimlag laat 'n mens gelukkig voel, en jou glimlag is 'n gawe van God, en dit staan so in die Bybel. Jy kan selfs nee sê met 'n glimlag. Gaan ons vandag bank? Nee, ons gaan nie vandag bank nie. En dit werk, ek kan dit probeer. Die glimlag doen. Jou glimlag maak kontak. Soos ek nou vir jou kyk, maak dit kontak, ja, dit maak kontak, en is iets spesiaals, en dit laat 'n mens baie goed voel. Sorry, jy is nooit volledig aangetrek, as jy nie jou glimlag saam met jou het nie. Hoor sê die Bybel, in Matteus 12, vers 34 tot 35, uit die oorvloed van die hart, spreek die mond. Dit wat in jou hart vol is. En as jou hart vol glimlag is, sal jou mond glimlag. In Filippense 4 vers 4 staan dat wees altyd bly, omdat julle weet dat julle aan die Here behoort. Ek herhaal, wees bly dat julle aan die Here behoort. Dwaries, kom ons groet met 'n glimlag. Dit beteken so baie vir jou, en dit beteken so baie vir ander mense. En dankie vir die van julle wat groet met 'n glimlag. Dit is baie spesiaal. Kom ons sluit hier. Ons dierbare Hemelse Vader, baie dankie vir u genade daar. Dankie vir hierdie skool. Dankie dat u ons so ryklik seën. En Here, ja, daar's geluk en daar's ook hartseer. En ons weet ons gaan altyd na u toe gaan. En u sal daai glimlag op ons gesig sit. Maar bovenal, Here, mag ons vandag 'n glimlag
op u gesig sit. Amen. So, was dit nou nie spesiaal nie. Kom ek en jy maak nou seker, dat ons hierdie dag, en as laat dit sommer net absoluut een van ons waardes sal wees, hier vanaf vorentoe dit sal leef, om te glimlag, dat mense dit by ons sal sien en ervaar. Die maak vir jou lewe lekker as jy glimlag, en sommer vir die hele wêreld rondom jou. Meneer Philips, baie dankie, die baie spesiale boodskap. Ons gaan nie lang begin nie, ek gaan vinnig hierdie klompie goed, en ons begin weer, te sê geluk met Vrydag verby is se atletiek. Daarby DP de Villiers Stadion vir al ons atlete, wat 'n onskoulike atletiek byeenkoms, en dan kyk jy weer, daar was 4 skole in die 4de plek, Hoërskool Linden, 629 punte, dan in die 3de plek, Hoërskool Westfalia met 951 punte, in die 2de plek, Hoërskool Transvaal met 1354 punte, en dan in die 1ste plek, met 1782 punte, die Hoërskool Swartklip. Nou, dan is ek nou van atletiek af, oor na musiek toe. En ek wil graag erkenning gee aan ons musici hier binne die skool, ons musikante. En ek gaan nou vra, ek gaan die volgende kategorie lees, en as ek dit klaar gelees het, wil ek net hier vinnig opstaan. Dit is onmoontlik om ons name te lees, die is baie name, en dan gaan ons vir 40 minute hier by mekaar wees. Ek kan nie al die name lees, maar aan die einde gaan ek net vra, dat almal van julle net vinnig gaan opstaan. Dit is, die musiekuitslae, almal wat einde verlede jaar, aan die Unisa Theorie eksamens gedeelgeneem. Die ander jy Unisa musiekeksamen geskryf of die prakties gedoen. Enige van daai twee. Jy die prakties gedoen of dan die eksamen geskryf Unisa. Julle dan ook die by die Trinity Theorie eksamen gedoen nie. Ook die wat die Unisa klavier gedoen nie. Die by die Trinity klavier gedoen nie. Die by die Rock School eksamen afgelê en ook by die ABRSM eksamen afgelê. Kan julle almal net vinnig ons opstaan asseblief? Kom ons doen dit vinnig. Asseblief ouens, kom eer ook net hierdie geleentheid, hier het ons vinnig opstaan. Hierdie ouens, dankie. Kom ons bly gou stil. Ja, as dit nou hier stil, het hierdie bank ongelooflike goeie prestasies ingeoes. Ons is baie trots op julle. Maar julle het die vermoë om die wêreld 'n lekkerder plek te maak. Ons is baie trots op julle. Ek kan ook vra dat julle moet ook net asseblief as hier klaar is, almal gou vlagpaal toe gaan. So al die musici vlagpaal toe as ons klaar is, dan kom ons gee vir hulle 'n baie lekker applaus. Maar dan is dit my lekker om aan te kondig. Ek wil gou vra. Heine Stassen, waar sal jy? Staan op asseblief. Ouens, Heine is gekies as deel van die Sinfonia Juventi Orkes. Ouens, dit is die heel grootste sinfonieorkes in Suid-Afrika waaraan net hoërskoolleerders mag deelneem. Dis 'n keuringsproses op nasionale vlak. Ons kan nou amper soos in sportterme sê, wanneer iemand deurdrink SA's toe, kan ons nou sê, hy moet net deurdrink SA's toe met haar musiek. Ons is baie trots op jou, en ons gaan vir jou 'n lekker zwaai applausie om vir jou te sê, baie sterkte vir die pad vorentoe. Kom ons sê. Nou ja, ons was die atletiek, dus ons musiek toe, nou is ons terug op die sport weer, ons is gou daar by swem. Die naweek verby is die Gauteng skole swemkampioenskappe, en daar is so 3 leerders wat se name ek spesifiek gou gaan vermeld. Ons die swemmers werk verskriklik hard, en daar by die Gauteng skole swemkampioenskappe het die beste gesorg vir uitsonderlike prestasie. Hy eerste plek in die 100 meter borsslag,
Tweede plek in die 400 meter individuele wisselslag en in die 50 meter borsslag, asook 'n derde plek in die 200 meter individuele wisselslag, die 200 meter borsslag en die 50 meter vlinderslag. Dan, Ewen Tinkler was daar in die eerste plek in die 200 meter rugslag, in die 100 meter rugslag en in die 100 meter vlinderslag. Hy het ook 'n tweede plek in die 400 meter vryslag en 'n derde plek in die 50 meter rugslag verower. Dan het Roan Kooi 'n derde plek in die 100 meter vlinderslag gehaal. Ons hierdie is 'n ongelooflike prestasie. Kom ons gee vir hulle 'n lekker applaus. Hierdie is net die medaillewenners, maar daar's verskeie van ons atlete wat ook deel van die kompetisie was, sê vir hulle geluk. Maar dan ouens, sê ons baie sterkte. Ons swem interhuis vind vandag plaas. En ons is baie trots op ons swematlete. En ongelukkig is ons interhuis by die skole met ons atletiek, dan kan ons almal op die A-veld by mekaar kom, op die paviljoen by mekaar kom, en ons kan ondersteun, ons kan almal sien hoe hulle deelneem. Met ons swem kan ons nou nie. Want ons weet, ons swemmers doet ons in die aand nie bad. Maar nou die interhuis swem vind vandag plaas by Hoërskool Sutherland. En ons wil vir hulle sê baie sterkte met interhuis swem. Dan ook die toeskouers wat dan, hulle weet wie hulle is, wat ook daar van kom ondersteun, dankie ook vir julle teenwoordigheid. Ons sê vir julle baie sterkte. Kan ons vir ons swemmers, vir al die swemmers vandag lekker in die klas. Dan tafeltennis. Daar's van die tafeltennis spelers wat onder hierdie toe gister nie kon uitkom in L3 nie. Maar jy moet vandag, almal wat gister nie in L3 kon wees nie, moet sommer nou in voor. So ek sê vir tafeltennis spelers nou in voor. D30 toegang. Daai boel daar, dink almal is die middelste vloer of is die boonste vloer, ek dink boonste vloer. Die heel is die klas daar, meneer Barry Nieuwoud se klas. Nou in voor vinnig na D30 toe, die tafeltennis spelers. Dan sê ons sterkte vir cricket, onder 15 A's wat in Oos-Mootsie thuis speel, en 15 B's in Hatfield weg. Ek gee vir jou eers kom dit donderdag, graadopeninge, en vrydag het jy skoolopeninge. Dat jy net weer toe door die eers. Die graadopening aanbetref, jy kennis, graad 8, julle gaan amfitheater toe. Graad 9 van S2 toe. Het ek het nou reg? Ja, graad 9 van S2 toe, en dan die graad 12 van Sal toe. Die ander grade kom by julle normale plekke by mekaar, asseblief. Ek gee graag oor aan ons media leiers, vir 'n kort spreekwoord, baie dankie. Goeiemôre julle. So môre 4 Februarie is Wêreldbeeshartdag. En ons het gedink dat dit goed sal wees om vandag vir julle so eendag lank. Dit was nie so lank terug nie, jy oordryf. As jy dan so baie weet, vertel jy aan die storie. Kom dan julle, ons kan nie so lank wag nie. Weet aan, ons sal klaar lang en die kinders wil opstaan. Kaai, eendag, nie so lank gelede nie, soos in vandag, was daar 2 speerders. Hulle was reg oor die land bekend en het 'n skitterende reputasie gehad. Daar was geen saak wat hulle nie kan oplos nie. Party mense het hulle sommer vergelyk na moderne Heinz en Watson. Hulle was besonder, om die minste te sê. Maar daar was tog een saak wat hulle nie kon oplos nie. Die saak van die vermiste medialeiers. Pam, pam, pam. Die oorgetuie het gesê, hulle is iewers, daar ver, tussen die graad 8, tot hier onder my neus, by die graad 11.
medialeiers is al so lank vermis. En die DOO werk dag en nag om hulle op te spoor. Ongelukkig is niemand gevind nie. So, die storie moet nog 'n einde kry. So as jy in graad 8 tot 11 is en belangstel daarin om 'n medialeier te word, gaan nagerus jou vorm in die mediasentrum tydens Boude. Indien jy jou vorm gaan afhaal, asseblief onthou dit moet voor 10 Februarie weer terug ingehandig word. Kom help ons om te verseker dat die einde van hierdie storie 'n goeie een is. So, kom ons het behoorlik aan dit pas. Hierdie was so baie spesiaal. Ons het baie dan ons medialeiers, ons kom nou. Ons lewe jou diensmotief vir 'n wonderlike aksie en diens in die skool ook kan lees. Dit is ongelooflik om jou op die volgende vlak te sit, jou horison te laat verken en jou ook akademies 'n toppresteerder te maak. Ek ken nog graag voor, Jan Cornelibrand en Jan Boes, julle hier. Baie. Dankie, luister graag na hulle. Môre Marius, ek groet almal. Eerstens wil ek baie gesê vir Dr. Dewald vir die spreekbeurt en vir die hele baie. Ek en Jabos hier vandag met 'n bietjie gesels oor die skool se twee nuwe vaardigheidsprojekte en ook oor wat hy volprojekte gesê. So ek gaan gesels oor Goedrop Animal Rescue. Goedrop is 'n nuwe winsgewende organisasie wat vir verlate en mishandelde diere sorg. Daar is meer as 500 diere op die perseel, waarvan meeste van hulle bestaan uit honde en katte en dan is ook 'n paar plaasdiere. Goedrop verskaf elke dag vir die diere mediese sorg, voedsel, 'n veilige huis en liefde. En soos hulle weet, is nie altyd maklik nie of goedkoop nie, maar dit is van ons inkom. Vir die ouders wat nie weet nie, en vir die kinders wat nie weet nie skool nie, laas Oktober het Hoërskool wat amper 'n ton dierekos Goedrop geskenk. Ek dink ons kan 'n groot klap daarvoor gee. Ons het groot met die projek hierdie jaar, en dis hoekom ons nou ons eerste Goedrop food drive het vir die jaar, en dan gaan nog veel meer wees hierdie jaar. Een sak hondekos klink op min, en 'n blikkie kapkos klink regtig min. Maar as die hele skool saam staan, dan kan ons 'n groot verskil maak in hierdie diere se lewens. Julle kan 'n fisiese donasie maak by die mooi versierde Goedrop Astro wat by die voorportaal staan, of julle kan 'n finansiële bydrae maak op die nuwe blou D6 app. Maak asseblief seker dat die regte app, die skool maak nie meer gebruik van die grys D6 app nie, als weer nou op die blou D6 app. Daar gaan ook 'n QR-kode deurgestuur word vir finansiële bydraes en 'n lys van benodigdhede as jy enige meer inligting nodig het. Waar is ons een maand om gestop te maak? Maak julle harte oop en help hierdie diere sodat hulle nooit weer onder hoef te slaap het. Sal ons met dit gesels rond vir jou altyd. Ek is eintlik nie hier om meestal met die meisies te praat met 'n Valentynsdagwolke. So ek wil baie van julle eintlik jaarliks die wolke koop en dan weer dit in julle kas te hou. So as julle vra julle aanmoedig dat julle asseblief daar die wolke skool toe kan bring om vir kinders te gee wat nie altyd 'n spesiale wolk kan koop of kan bekostig nie. So hier is deel van die nuwe projek. Bring gerus jou op my veilige klas in K68 voor of op die 11de Februarie. En merk asseblief jou op, want jy gaan definitief dit kan terugkeer op die 16de Februarie. En dan vir die girls wat graag wil kom kyk, kom asseblief die 12de en die 13de Februarie, die tyd en plek sal ook bevestig word. En dan kan jy ook jou droomhok net kom hier vir slegs R100. En die derde projek wat ons ondersteun hierdie jaar is Louis Botha Kinderreis. Hulle sorg vir kinders wat nie gesinne het nie, of wat nie by gesinne mag bly nie. By die kinderreis vir die kinders veilige huise, etes,
opvoeding, maar die belangrikste is liefde en omgee. En soos enigheid het hulle daardie behoeftes. En een daarvan is klere. Ietsie wat baie van ons daar elke dag as vanselfsprekend aanvaar. Dit is waar ons kom. Ons vra dat julle ou, netjiese en steeds bruikbare klere vir die skool sal skenk wat ons hulle kan gee. Ons almal het ons klerekas in Desember reggepak en uitgepak en al die ou kleinklere in 'n sak gegooi en wegwerp. Ons vra dat julle daai sak skool toe sal bring. En vir die kinders is nie 'n sak vol klere nie. Dis boodskap wat hulle sê ons mense wat hulle omgee en regtig hulle uitkyk in hulle. Ons beplan om die 21 Maart op Menseregdag te gaan na die kinderhuis en 'n klip gee. Okay, en ek sluit af. Ons het tyd, ek voel veel op tyd en ons vandag om die skool te bring en uit te samel. En ons wys net ons moet julle asseblief aan deel te wees van die projek. Kom ons herinner ons aan wat belangrik is. Dit gaan nie net oor kos, klere, mense en diere nie. Dit gaan om te help, dit gaan om jou hart en om te gee aan die gemeenskap. Dankie julle. Ek het al verlei, baie dankie vir die bemarking. Nou ons sluit af. Almal van julle wat oor rukkie vanaf vir Suid-Afrika gaan sê Dubai en dat jy Dubai toe gaan, moet net hier agter bly as ons hier verdaag. So, al die Dubai toerleerders, mevrou Richardson ontvang jou net by die podium direk as ons hier verdaag vir 'n baie vinnige reëling. So wat is nou dan ek vir jou slegte nuus? Dit word volgende Vrydag. Jy gaan nie volgende Vrydag toegelaat word om in jou skooluniform skool toe te kom nie, want jy gaan in 'n geleentheidsstraf van skool te kom. Ons luister nou, 2 vir 1, van julle het nog nie geleentheidsstraf nie, en ek kyk al aan die graad 8 toe, jy moet seker maak, daarom gee ek jou genoeg tyd en kondig ek vanoggend aan, sodat jy teen volgende Vrydag geleentheidsstraf kan hê. Maar ons dankie ook dat jy inkoop en reggegee is volgens die spelreëls. Dat ons meermaal hierdie geleentheid kan hê vir geleentheidsstraf, want jy val ook in, en dankie daarvoor, dat jy inval ook by al die reëls rondom dit, en weet jy dan volgende Vrydag is dit geleentheidsstraf. En dan wil ek ook net sê, eers Phyllis nou ook in, jy moet glimlag. En hy vertel van die kinders om groet. En ek wil ook net sê, dankie vir hoe zwys mekaar groet, hoe julle my groet, hoe julle vreemdelinge groet. Ek stap partykeer op die terrein uit, en sal saam met my vreemdelinge van buite, en hoe julle net aankom en julle groet vir my en die vreemdelinge so vriendelik, dankie daarvoor. En hoe julle mekaar groet, ek selfs met leerders wat nie inskryf vir die skool, en dan hoor ek by hulle ook net 'n belewenis, en dan sê hulle vir my, dit is so lekker, hoe vriendelik die Swarties is, hoe hulle daarso te help, hoe uitnodigend hulle is, hoe hulle groet. Ouens, dankie vir jou daarvoor. En jy kan vanmôre vir daai karaktertrek wat deel van die Swarties se DNA is, kan jy vir 'n lekker applaus gee. Baie dankie. Ons sluit af met ons selfdissipline, dis ons steel op vir die jaar, en ons sê, selfdissipline is om verbind te bly tot jou langtermyn doelwit en om nie prooi te word van onmiddellike behoeftebevrediging nie. Klink vreeslik filosofies, en ek gaan dit weer sê. Selfdissipline is om verbind te bly tot jou langtermyn doelwit en om nie prooi te word van onmiddellike behoeftebevrediging nie. Wat is? Geniet jou dag, jy is die beste. Dankie.